And tonight we want to put them in the homeland. En vanaand wil ons hulle in die tuisland sit. Mag die Here seën. This morning we Nou had vanmôre questions het ons vrae en antwoorde gehad. Why we had a bunch of I started. Quiste, ons het 'n klomp van hulle gehad. Ek het begin gelyk soos 9 uur en verdaag teen 2:30. Ek het nog 'n sak vol, All kinds. allerhande soorte. Maar miskien kan ons hierdie week by hulle uitkom. Daar lê nog steeds meer hierbo wat ek nog nie eers gesien het nie. Ons sal so gou as wat ons kan by hulle uitkom. Hope Brother Tom stays with us next week. Hoop Tom bly volgende week by ons. En so, ons het baie predikers hier rond. As een van ons jees raak, spring ons net na die volgende een toe. So ons. Hierdie is my eerste keer om my herlewing van hierdie soort te hou vir 7 jaar. 7 jaar gelede hierdie volgende week het ek my laaste herlewing hier by die tabernakel gehou. Dit was genesingsdienste gewees. I'll admit we've had greater crowds. Ek sal erken ons het groter skares en dinge gehad, tot 100,000, maar ek het nooit 'n beter tyd gehad nie. Ek het net 'n lekker tyd gehad. Last night I was just a slobbering like a horse eating. Gisterand het ek gekwyl soos 'n perd wat klawer gevreet het. Broer Ryk het 'n wonderlike tyd gehad. Die Here het ons geseën. He blessed us today. Het ons vandag geseën totdat ons net amper die huis afgebreek het. Dit klink soos oudtydse kampdiens, die huis afbreek nie waar nie. Maar ons het 'n lekker tyd gehad. The Lord did bless us. We believe He will tonight. Here het ons geseën, ons glo hy sal vanaand 'n paar kardinale vrae wat ons vanmôre bespreek het, party van hulle oor diep Bybelonderwerpe. Now this coming Friday will be. Nou hierdie volgende Vrydag sal 'n kruisigingsboodskap wees. Hierdie volgende Vrydag aand as die Here wil. Ons sal hom na die kruis toe neem, hom sien gekruisig word, hom in die graf sit en hom daar hou vir Saterdag aan. But Sunday morning on a Easter Sunday. Maar Sondagoggend met die Paasopkomsdiens sal ons hom probeer uitbring, julle wys hoe hy bewys wat hy is. Sou baie goed wees net daarna as die Here ons 'n groot genesingsdiens sal laat hou, sou dit nie so gaaf wees, miskien die hoërskool, gimnasium of iets kry en net nog 'n paar duisend mense indruk. Have a big healing service. En 'n groot genesingsdiens hou, dit in die koerant sit en op die radio's en so voort. Daar is gewoonlik 'n paar duisend mense wanneer ons genesingsdienste hou. Dis my roeping, bid vir die siekes. Het so 'n wonderlike ondervinding gehad in daardie rye. Ek glo die Here maak nog gereed en die rede waarom hy my ingebring het uit die veld en my neergesit het. Ek glo dis sy herdenking 7 jaar. Hy gaan nog 'n trappie opgaan, 'n bietjie verder aangaan. Wanneer die vyand inkom soos 'n vloed, het hy gesê, sal ek 'n standaard daarteen oprig. Tonight, Vanaand wil ek lees vir ons teks of vir 'n skrif. and now we got a baptism. En nou het ons nou 'n doopdiens. Ek sal nie vanaand te lank praat nie. Ek het dit elke aand gesê, julle dan omtrent 2,5 uur gegee om daar te sit gestraf, maar ek kan dit nie vanaand doen nie, want ek het verskeie om te doop. And Easter morning, right En after Paasoggend net na sonopkomsdiens sal ons hier ook waterdoop in die tabernakel wees, Paasoggenddoop. to be baptizing tonight. We're Hulle sal vanaand doop, ons is baptiste sover dit die doop betref. Ons moet net skriftuurlik wees, dis al. Nie presies baptiste nie, maar skrif. Ons glo in doop deur onderdompeling. And now, if you don't believe it that way, that's En nou, as jy dit nie so glo nie, is dit steeds in orde, maar ons glo dit in waterdoop deur onderdompeling. Now here's a scripture that I've been. It's come to me. Hier is 'n skrif wat ek was. Dit het vir jare en jare na my toe gekom vir die laaste 4 jaar. Without many times of failing. Sonder uitsondering, ek die Bybel sou optel, sou dit na hierdie hoofstuk blaai. En dis, ek het nie geweet tot net 'n rukkie gelede nie, hy het reg tot by die afsluiting van hierdie boodskap vanaand gewerk. Next week, Volgende week mag ons teruggaan in Genesis of iewers. Ons weet nie waarin ons nog gaan vir hierdie volgende week nie, soos die Here lei, maar vanaand. when I was sick, Toe ek siek was hier 'n tyd gelede, ek was nie siek nie, ek was net gedaan. Ek het net hier gebly, ek het in die gebedsry gestaan vir 8 dae en nagte sonder om weg te gaan, without leaving the platform. Took my meals sonder om die on the platform te verlaat. My maaltye geëet en geslaap op die platform. En ek het gesê ek gaan vir almal bid as ek moontlik kan. And when I left, there were 28. En toe ek vertrek het, was daar 28,000 mense in die stad om voor gebid te word. 28,000. Well, that's the newspaper count. They were all there. Wel, dis die koerantberig. Hulle was almal daar toe die koerant gesê het hulle was daar. Jonesboro Sun. Now, Nou toe hierdie
they're talking to Brandon Meeting Jones. We had a marvelous time. That's where Ons het 'n wonderlike tyd gehad, dis waar blindes, dowes, stommes, krepels en al die res genees is, van daar af om die wêreld versprei. I met them, they're still healed down there, Brother Barron, from that campaign. That's wonderful. You can hear that, can't you? Dis wonderlik. Julle kan dit hoor, kan julle nie? O ja, God lap nie dinge nie. Hy genees dit. Dis reg. Hy maak dit gesond. Now, I'd like to go back down and hold another one. Amen. Nou, ek wil graag terug gaan soontoe en nog een hou. Dit sou net wees. Ons het 'n diens gekanselleer oorkant in Memphis nou die dag waar ons die kerk van Christus gehad het, of nie 'n kerk nie, of die jeug vir Christus, sou die groot gedenk auditorium in Memphis borg. And the Holy Spirit said, En die Heilige Gees het gesê, kom huis toe. So hier is ek weet nie. he had Philip in a Hy het Filippus in 'n baie groot erlewing gehad een keer, vir hom gesê om uit te gaan in die woestyn en vir een man te preek. Hy het soontoe gegaan, dis reg. Het die erlewing verlaat reg in die hitte daarvan. Dis reg. Dis presies. Ons moet net doen wat God sê om te doen. Now, Nou, dis Joshua, die eerste hoofstuk. in the vision of going to India. In die visioene om Indië toe te gaan. Nou, julle ken almal die storie toe ek teruggekom het van Afrika. Het ek een oggend langs die bed gesit, daar die visioene. Hoeveel was er ooit in een van my genesingsveldtogte? Laat ons julle hande sien, sekerlik. Julle sien hoe dit visioene wys. Hoeveel was hier toe ek net 'n aand se genesingsdiens hier gehou het? Onthou julle die keer? Dit was volgepak daar buite op die werf en dit het gereën en aangegaan. En my sê het hier in 'n rolstoel aangerol gekom, was besig om te verkalk van haar middel af onder toe, verlam. Daar gesit vir jare, die Heilige Gees het haar alles vertel van wat sy gedoen het en wat sy nie gedoen het nie. Sy het gesê, as God my sal genees, sal ek dit doen. Ek het gesê, staan op in die naam van die Here Jesus. En daar het sy gegaan, uitgestap in die gebou, net soos normaal. Sien. That's the thing that finds out what's the trouble. You've got Dis to die ding find wat the uitvind wat die cause before you probleem can is. find Jy the moet die oorsaak vind voor jy die geneesmiddel kan vind. Altyd. So, we don't want to start on healing because now So ons wil nie begin met genesing nie, want nou, jy glo net, begin speel, sal ons gebedsryp vorm. Maar nou, ons wil 'n bietjie hier praat. En nou, om julle klaar te vertel van hierdie visioen, ek het dit voor my sien oopgaan. En 'n man het na my toe gekom, hy het 'n paar velle papier gehad, en hy het daardie velle gevat. Hy het gesê, in soverre dat jy gedink het aan wat jou toekoms sou wees. En hy het hulle gegooi soos daardie en hulle het reguit opgegaan in die hemel. Ek het dit uitgeskryf in die Bybel, net soos wat oor kan in die hoeksteen lê en wat sou plaasvind in die laaste dae. En almal weet wat dit was net presies die woord. it will be just this way. Dit sal net so wees. Hy het gesê, jou toekoms is helder. En hy het gesê, soos jy gedink het aan haar probleem wat jy gehad het, sal dit alles weggaan. Jy sal dit nie meer hê nie. Then he said, Toe het hy gesê, nog 'n ding, gesê, jy het gewonder hoe om jou dienste te hou. Almal het altyd vir my gesê, Oral Roberts sou vir 500 bid terwyl ek vir 2 gebid het. Maar ek is nie Oral Roberts nie. God het vir my 'n bediening gegee vir Oral 1 gegee. Wat ook al Oral doen, hy laat hulle net deurgaan en lê hande op hulle soos daardie. Dis hoe God vir hom gesê het om dit te doen. Ek moet staan en die ding deurkyk. you have to watch, friends. It's a dangerous thing. Julle moet dop, vriende, dis 'n gevaarlike ding. Nou, wat as God 'n vloek op 'n persoon geplaas het vir 'n sekere doel om iets te doen? Dan hier kom die profeet verby en haal daardie vloek van die persoon af en hulle het dit nog nie gedoen nie. Dan is jy in die moeilikheid by God. Kyk na Moses, ons karakter waarvan ons vanaand praat. God het vir hom gesê, gaan soontoe en praat met die rots. Hy het gegaan en die rots geslaan, maar God het met Moses gewerk. Kyk na Elisa, daardie jong profeet, jong kerel, het bleskop geword. Klein kindertjies het vir hom begin lag, gesê, "Kaalkop, hoekom het jy nie opgegaan nie?" En daardie kwaai profeet het omgedraai en daardie kindertjies vervloek in die naam van die Here. En 2 wyfie bere het 42 onskuldige kindertjies doodgemaak. Nou, jy kan nie sê dis die geaardheid van die Heilige Gees nie, maar dit was 'n kwaai profeet. Sekerlik. Jy moet versigtig wees. Kyk na Johannes 1 keer het gesê, sal ons vuur uit die hemel roep en hulle verbrand? Jesus het gesê, jy weet nie watter soort gees jy is nie. See? You have to be careful. Move. Sien, moet versigtig wees, versigtig en stadig beweeg. Kyk wat die Heilige Gees sê om te doen. Young lady come up the house. You're not 'n Jong long dame ago. het na die huis toe gekom hier nie lank gelede nie, is soveel keer voorgebid dat sy 50 keer gesalp is, dink ek. Hoe dat alles gebeur het. Ek het daar vir haar gebid. Maar hy het gaan sit in die kamer een oggend toe die engel van die Here nader gekom het. Hy het met haar begin praat en vir haar vertel net wat sy gedoen het
en iets wat sy in haar siel gehou het. Sy het daar gehad vir 8 lang jare. Sy wou niemand vertel nie, die sielkundige kon dit nie uit haar uittrek nie, en sy het amper flou geword, op die vloer geval en begin huil. En ek het gesê, gaan, maak jy dit reg en God sal jou genees. Dis reg, sy het gegaan, haar man gekry en die ding reggemaak en weer teruggekom. Sy is vandag genees. Hoeveel weet van wie ek praat in die gebou? Baie van julle weet, sekerlik. Ek dink as ek dit nie mis het nie, kan die vrou dalk nou hier sit. Dit was 'n groot verleentheid, maar God het die werk gedoen. Nou sien al die gebede, al die voete stamp, al die uitdryf van die bose geeste, sy het sonde ver onder in haar hart gedra, dat sy niemand wou vertel wat sy gedoen het nie. Maar die Heilige Gees het die geheim van haar hart openbaar, sy het gegaan en dit reggemaak, toe was sy skoon. God sal nie bo oor sonde seën nie. Jy moet dit eers regmaak, dis reg. Nou, en daardie wat daar uitgegaan het, broer Roberts, het vir my gesê, net soos jy gelei word. Toe het hy my neergesit by Durban, Suid-Afrika, waar ons 100,000 mense in die diens gehad het, die laaste byeenkoms, het 30,000 bekeerlinge in een dag gehad, toe hulle gesien het wat die Here gedoen het, hoe hy die groot magtige werke gedoen het. En daartoe het ek weer daar gesit, hy het my nog 'n skare gewys, net soos daardie skare gewys, wat verbygaan. En toe het hy my hiernatoe gedraai, en 'n engel het afgekom met 'n lig, dit aangeskakel. Ek het net oseane mense gesien, hulle was Indiërs, toegedraai, in Indiese klere. En hy het vir my gesê, en ek het die engel baie naby sien kom, en ek het gesê, wie is hierdie mense? En hy het die ander engel wat langs my gestaan het, die een wat julle daar agter in die foto sien, wel, hy het naby my gekom. Hy het gesê, daar's 300,000 van hulle in daardie diens. Nou merk hulle dit in die Bybel en kyk wat die verslag is. Wanneer ek terugkeer van Indië af, sal daar 300,000 mense wees wat die diens daar bywoon op een slag. Ek soek na 100,000 bekerings op een slag sien. Dis die enigste ding wat nou die gety van kommunisme sal keer, wanneer 40% van Indië alreeds kommunisties geword het. Kyk, as die kerk, ek sê dit met respek, as die kerk niks meer as lees, skryf en rekenkunde en die psigiese kant van die evangelie kan voortbring nie, is die Indiërs gedaan. Die Indiërs, soos die inboorling van Afrika, moet die krag van God in demonstrasie sien. Sien, het sendelinge soontoe gestuur vir 50 jaar in Afrika, en toe die veronderstelling te wees Christene gekom het, het hulle klein modder afgootjie onder hulle arm gedra. Wel, die sendelinge het vir hulle gesê, wel oor genesing, hulle het genesing by die afgod gekry. Nie deur die afgod nie, deur God. God het hulle onkunde oorgesien, maar toe dit 'n punt bereik het waar hulle genees moes word, het die sendeling gesê, o, daardie dinge, hulle daar is verby. Ons het dit nie kweekskool gehad, sien, dis alreeds verby, daar is glad nie so iets nie. Wel, het sy afgod vir genesing gedra. Ek het vir hom gesê dat die einste God waarvan die sendeling gepraat het, die hoof van alle genesing was. En dit aan hulle bewys op die platform, toe het hulle Christus aanvaar en uitgegaan in die oerwoude en daar. Een van die kerels daar buite wat uitgegaan het, doop gemiddeld 1,000 per week, net nou inboorling self. Die sendeling, God doen 'n baie vinnige werk. Hoeveel luister na die vlerke van genesing, Dr. Wyatt en hulle, en 'n boesemvriend van my, Raymond Hoekstra. Natuurlik, hy het net hier by die tabernakel gepreek, Raymond Hoekstra. Hy het opgegaan na Oos-Indië toe daarbo, en hy herlewing gehou, en het duisende bekeerlinge daarbo gehad. Sien wat God doen. O, kyk, daar. Laat ek vra dit sê, laat ek vir julle 'n illustrasie gee. Hier's een sweer, hier's nog 'n sweer, en hier's nog een. Nou hier onder is die nominale kerk, nou hier bo en hier is die verhewe, hier is waar ons onderstel is om te wees, reg langs die hemel waar die kragte van God afdruk. Goed, dit val hierop, val deur onder toe na hierdie een, dan onder toe deur na hierdie een. Hierdie is die nominale kerk, dit gaan net aan net op koue belydenisse en 'n ritualistiese affære. Dit is die nominale kerk, hy kry net baie klein druppeltjies, die volgende kerk hierbo, volle evangelie, kry van die seëninge, maar hulle gaan af in ismes in. En ons moet oplig in hierdie volgende sweer, hier voor ons ooit 'n wegrapping kan hê. Presies reg, julle moet opkom daarin, voor ons dit ooit kan hê, en dis waar. Nou, en julle merk dit in julle Bybel, hy het my nog nooit enigiets vertel, nog nooit van dat ek 'n baba was nie, en daar die vuurkolom, en my eie ma wat nou daar agter sit, wat 15 jaar oud was toe ek gebore is, sy het die venstertjie oopgemaak, en die engel van die Here het ingekom, en daar gestaan, en dit van toe af, van dat ek kan onthou, het hy my nooit een ding vertel wat verkeerd is nie. En hier is ek in die stad, net waar ek gebore en groot geword het. Sommige van julle vreemdelinge soek rond deur die stad, en vra enige persoon of daar ooit een ding gesê is in die naam
naam van die Here wat nie gebeur het. Net presies soos dit gesê het nie. So ek weet dis alles reg sien, dis God. En nou aan die einde daarvan, einde van daardie visioen, het ek my Bybel na my toe sien kom, en dit het geblaai na Joshua 1. En dit was die hele tyd voor my, net, ek kan nie wegkom daarvan. En vanaand wil ek dit lees, want dit neem die kinders van Israel oor, Joshua die groot leier, dan sal ons teruggaan in Numeri en ons les optel en uitkom daarmee binne die volgende 20 of 30 minute. Of so iets, ons sal die doopdiens hê en dat ons oor haar maak, julle kan gereed maak daarvoor. Nou luister goed soos ons Joshua 1 lees. Na die dood van Moses, dis waar ons dit gisteraan gelos het. Is dit reg? Moses, waar het ons Moses gelos? Wat staan op die heuwel tot ziens baie vir sy mense? En hy so sterk terwyl hy daar gelê het. En hy het gekyk en hier het die rots langs hom gestaan. En hy het net oorgestap op die rots en die engel het gekom om weggedra. Goed, na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek. My knegt Moses is dood, maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en die hele volk in die land in wat ek vir hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsole op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn tot by hierdie Lebanon, tot by die groot Eufraat rivier, en die hele lande van die Hetiete, selfs tot by die groot see, na die ondergang van die son, sal julle grondgebied wees. Niemand sal wees wat voor jou staan toe al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie verlaat of jou begewe nie, of jou begewe of jou verlaat nie. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het om vir hulle te gee. Wees net sterk en vol moed om nougeset handel volgens die hele wet wat my Moses, diensknegt vir jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar jy moet dit dag en nag bepeins, sodat jy nougeset kan wandel volgens alles wat daarin geskryf staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of beskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy mag gaan. Now, we'll drop back now into the book of Numbers. Nou, ons sal nou teruggaan in die boek van Numeri en optel waar ons gisteraan opgehou het. Nou wil ek julle onverdeelde aandag hê, net vir 'n paar minute, want julle is ingeprop. En baie wat staan en so voorts, en ons is jammer hieroor, maar ons kan dit nie help nie, tabernakel is nie groter nie. Nou het ons Moses gelos. Die kinders van Israel het opgekom uit Egipte. Hulle het in die wildernis ingegaan, begin murmureer. God het giftige slange onder hulle ingestuur en hulle gepik. Hulle het gesterf by die duisende. En toe het hy versoening gemaak, 'n koperslang. O, pragtig. Daardie koperslang wat spreek van oordeel, goddelike oordeel en sonde wat al reeds veroordeel is. Genesis 3:14 het God al reeds die slang veroordeel. Dan in Exodus 17 vind ons dat koper spreek van goddelike oordeel, die koperaltaar. Dan ook in die dae van Elia het ons uitgevind dat die hemel 'n koper was. Koper is altyd 'n simbool van goddelike oordeel. Vanaand word die nasies koper, simbool oordeel voor die deur. Ek glo ons lewe in die afsluiting van die wêreldse geskiedenis. Ek glo dat goddelike oordeel oor die nasies is en God hierdie dinge toegelaat het. Omdat ons Christus versake, dis waarom kommunisme deur die lande getrek het. Ons het duisende varke geneem en hulle doodgemaak en hulle verbrand hier buite op die prairie. Ons kon nie die nou smalle weg bewandel nie, ons het whisky en bier teruggebring. Ons het die koring uitgebrand, het ondergeploeg, katoen oorgegooi en honderde kindertjies het amper doodgevries binne 'n jaar.
right, we got it now. Goed, ons het dit nou, kommunisme het reguit ingekom en die voete daaronder uitgeslaan. No wonder Christianity can't even lift up a Geen standard. wonder Christendom kan nie eens 'n standaard oprig nie. Dis nie omdat Christus nie in staat is nie, maar omdat mense dit nie wil doen nie. Die boodskap is gereed, die krag van God is voldoende. Men and women are scared to Mans en break vroue out is there. bang om daar uit te breek en daar die sfere voor God in en te waag om hom te vertrou, sy woord te vat. Moses, then he failed God. Moses is a perfect Moses toe het hy type of God the geval. church Moses is 'n organization. volmaakte tipe van die kerkorganisasie. Dis verskoon dit, broers, maar ek wil hê julle moet goed luister. Al daardie dinge was 'n skaduwee en tipe. And today you hear people say, En vandag hoor jy mense sê, o, ek behoort aan die so en so. Ek behoort aan die Methodiste. Nie net dit nie, maar Pinkstermense, heiligheidsmense. Ek behoort aan die gemeentes, hulle is die grootste. Ek behoort aan die kerk van God. God gee nie soveel om vir enigeen van hulle of enige van hulle nie. Nee meneer, God is geïnteresseerd in 'n individu, en enige man of vrou wat waag om hom te vertrou. Moses was 'n tipe van die kerkorganisasie wat hy was die wet. En Moses het homself verheerlik voor die volk in plaas van om God te verheerlik. En God het van hom af weggedraai. En vandag het die kerk hulle self begin verheerlik in plaas van om God te verheerlik. Hulle probeer meer lidmate kry, beter kerke, beter orgels en beter banke en 'n groter kerk. God gee nie soveel daarvoor om nie. Julle behoort God te verheerlik. Ek sal liewer 'n ou klein sendingstasietjie iewers wil hê wat skoongemaak is onder in die Bowery iewers waar hulle regtig vry kon wees en skree en God prys en 'n lekker tyd hê. As al die groot kathedrale in die wêreld. Amen. Dis reg. God is klaar met die kerktydperke. Let op, hy het Moses veroordeel omdat Moses homself verheerlik het. En hou julle net dop vandag, hierdie groot kerk, hulle wil almal hê, julle moet na hulle kerk en hulle organisasies toe kom. En elke prediker trek om 'n veer in sy hoed te probeer kry, hy sal aangaan sê, wel, ek kan 'n district presbyter wees. Ek kan dit, dat of die ander wees. Broer, ek wil 'n Christen wees. Dis wat mans en vroue nodig het, is Christus. O, wanneer ek hulle begin sien wat hulle doen. Dit herinner my hier nie lank gelede nie, was ek op 'n vakansietjie nadat ek teruggekom het van Afrika. Ek was hier bo in die noordelike woude, ver hier bo op die Alaska grens, 1000 myl van harde patte. 6 dae agter ingegaan op perde, ver weggekom van alles af. En soos ek daar agterdeur gegaan het ek aangery op my perd eendag. En hy het net bang geword, 'n grysbeer het net opgestaan en hy het bang geword. Ek het onderdeur gegaan of hy het begin hardloop en ons het daar onderdeur gekom. En daar was 'n ou afgebrande deel en daar was eintlik 'n groot klomp, groot ou hoë bome wat daar gestaan het. En hulle was wit, daar in die maanlig, o, net so statig en sterk soos hulle gelyk het. Al die lewe het uit hulle uitgegaan. Ek het geluister na die winde wat huil en die winde wat afgekom het daardeur, net geklaag, julle weet. Al wat daardie ou bome sou doen is net kreun en skree en kreun en skree. Oor kan in Joel het dit gesê, wat die afknyper laat oorbly het die kaalvreter verslind. Wat die kaalvreter laat oorbly het die aardwurm verslind. Daardie kerke oor sonder twyfel, net so daardie bome was hulle eers groot lewendige standbeelde. Die Methodist, die Baptist, die Presbyteriaan, die Pinkster. Maar ek sê julle, die vuure en verskroeiings van hierdie wêreld het al die bas van hulle afgeskroei. Hulle staan nou soos 'n groot klomp grafstene en net daarbo opgerig, glad nie enige lewe in hulle nie. Amen, dis reg. En wanneer die geweldige rukwind uit die hemel afkom, is die enigste ding wat hulle doen net kreun en skree en kla en praat daarteen. Halleluja, wat ons nodig het is iemand om dit te aanvaar. En ek het opgelet daar onder daardie jong bome wat opgekom het, hulle was buigbaar, hulle het net meegegee saam met die wind heen en weer gespeel soos hierdie, 'n lekker tyd gehad. En ek het gesê, dit laat my dink aan 'n goeie ou tydse God gestuurde Heilige Gees herlewing. Halleluja. Wanneer tekens en wonders in die kerk begin inkom, klaar die ou groot kerke. Ek glo nie in daardie goed nie, dis fanatisme. Die dae van wonderwerke is verby. En die wind wat reguit affluit, dieselfde een wat hulle laat klaar het, laat die ander speel. Halleluja. En wanneer hy daardie boom geskit het, elke keer wat dit geskit word, maak dit die wortels los, sodat dit kan ondertoe groei en 'n beter hou vaskry. Halleluja.
Dis wat ons vanaand nodig het, is 'n goeie oudtydse Heilige Gees skudding om af te kom prys God, 'n oudtydse hou vas op God te kry. Al die skud en trek wat die Heilige Gees jou gee, maak hy die grond los om die wortels, sodat hy kan ondertoe grawe, 'n beter hou vas kry, gewortel en gegrond wees in Christus Jesus. Met 'n paar ondervindings van genesing, ondervinding van die doop, die Heilige Gees, ondervinding van die gawes van die Gees. Halleluja, anker jou net in Christus, sterker dit waan. Laat die kerk kreun en kerm as hy wil, later sê die dae van wonderwerke is verby as hulle wil. Hulle is dood in elk geval, sê hulle, ons is 'n kerk. So was daar die bome ook. Maar kyk na hulle, geen bas aan hulle nie, net afgedop, al die bas klaar afgebrand. Hulle kon nie die lewe opdra nie, dis hoekom. As daar die bome bas aan hulle gehad het en hulle kon die lewe na hulle toe opdra, sou hulle weer lewe. Maar al die bas, hulle klaar daar uitgegaan, hulle rituele en soort gemaak, so hulle kan nie eens enige bas aan hulle hê nie, niks behalwe net 'n piep en skree wanneer die winde waai nie. Maar God het net in elk geval die wind gestuur, so hierdie klein kerkie wat opkom, klein handjie vol, hulle het net 'n lekker tyd daarmee gehad, terwyl die res van hulle aangegaan het daaroor. O, goeie, ons het God se krag in die kerk nodig. Toe hulle vertrek, Moses wat gesterf het hulle begin gaan na die beloofde land. Moet nou opskud, want ons het nie te veel tyd nie. Maar hulle het begin gaan na die beloofde land. Wie het in hulle pad gekom? Maar eendag was daar 'n ou koning wat baie ontsteld geraak het oor hierdie klomp Hebreërs wat daar deurgekom het. En laat geweet dat God met hulle was, so hy het gegaan en 'n profeet gekry om hulle te vervloek met die naam van Balak. En ou Biliam Balak het 'n profeet gehad met die naam van Biliam. En Biliam het op 'n ou muiltjie geklim nadat hy God hom klaar gesê het om nie te gaan nie. En julle weet, hy het begin afgaan op sy muil gery saam met 'n paar diensknegte. Hy het gegaan om Israel te vervloek. Sekerlik, ek sal daardie klomp holy rollers gaan uitsorteer vir jou. Ek sal hulle reg sien. So hy het op die muil geklim en daar het hy getrek, reg daar onderdeur, voor hy jou kon kry. Die muil het meer geestelike sig gehad as wat die prediker gehad het, dis reg. Die muil het die Heilige Gees in die pad sien staan met 'n ontblote swaard. Hy het uitgehardloop in die veld, die ou prediker se voet seer gemaak. Broer, wat ons vandag nodig het is nog 'n paar muilritte. Glo julle nie so nie, dis reg. Maar daar het hy gekom. Hy het uitgehardloop in die veld, hy het die engel van die Here in die pad sien staan. En so die volgende keer het hy die Heilige Gees oorgegaan in 'n klein ou paadjie en weer daar gestaan. En toe voor hy kom kry, die ou muil begin aanspoor en hom probeer verbykry en die muil het net gaan lê. Hy het hom begin skop en hom met 'n stok geslaan en die muil het omgedraai en met 'n mensestem gepraat en gesê, "Het ek jou nie goed gedien in al hierdie dinge nie?" En die profeet was steeds so mal, het nooit eens opgelet wat die muil gesê het nie, o goeiste. As God die tong van 'n stomme muil kan gebruik om te praat, kan hy tog sekerlik 'n man of 'n vrou gebruik wat homself aan God sal oorgee. Halleluja! Nou toe die eerste ding, het die skille van die prediker se oë afgeval en hy het soontoe gekyk en gesien wat die probleem was. Daar het die Heilige Gees op die engel van die Here in die pad gestaan. Hy het verder gegaan en hy het gedink dat hy sekerlik daardie mense sou vervloek. So toe hy gegaan het, vind ons 'n goeie prentjie daarvan hier in Judas, as ons net sal omblaai. Luister, toe hy daar ondergekom het hy gesê, nou hou vir Biliam dop, en Balak gaan Israel vir Biliam wys, so hy gaan en bou sy altaar. Hy was 'n profeet, Biliam was. So hy het hom net 'n deel van Israel gewys, net die slegste deel. Dis net presies hoe die duiwel vandag maak, hy wys jou net die slegste deel van die ding. Dis wat die duiwel party van hierdie moderne predikers van teologie wys. Net sê, nou kyk hier, jy weet John Doe wat altyd hier oor kan gewoon het, hy het weggeloop met so en so 'n vrou. Ons het genoeg gehad van daardie klomp holy rollers. Hy het nie gedink aan party van sy eie organisasie wat dieselfde ding gedoen het nie. Dis reg, maar hulle kan dit toesmeer. Maar luister, hy het hom net soveel van Israel gewys, toe het hy hom agtertoe geneem en hom soveel hierdie gewys. Maar toe hy by 'n plek gekom het in Biliam, het hy gedink, sekerlik as Israel verkeerd gedoen het. Hulle het verkeerd gedoen. Hulle het amper alles in God se kalender verkeerd gedoen. Maar wat? En Biliam het gedink dat die Heilige God sekerlik 'n volk sou vervloek wat soveel verkeerd gedoen het. Hy het gedink sekerlik sal God dit doen.
So toe hy daaronder gekom het, was hy so geldmal dat hy nie kon sien wat die rede is waarom God hulle nie vervloek het nie. En elke keer wat hy hulle sou probeer vervloek, sou hy hulle seën. Hy sou sy profesie uitgooi, so daardien uitgaan in sy mantel en sy gelykenis opneem, en in plaas van vervloek sou dit 'n seën wees wat op hulle val. Hoe regverdig is jou tente, o Israel, hoe goed hulle was. In plaas van te vervloek, was dit 'n seën. Wat Biljam nie gesien het nie, is wat die moderne predikers en moderne mense nie vandag in die Heilige Gees kerk sien nie. Hulle sê, ek weet baie van hulle noem, hulle self dit, dat en die ander, en baie goed wat hulle gedoen het. Ek sal dit erken, broer, hulle sê, hulle raak kwaad oor hulle het daardie gedoen en hierdie gedoen. Dis waar ek sal erken dat hulle verkeerd gedoen het. Maar wat Biljam nie gesien het nie, was daardie koperslang en daardie geslaande rots wat voor Israel uitgegaan en versoening gemaak het. Dit was God se roeping, God se uitverkiesing. Hulle was God se volk. Halleluja, God het hulle geroep en hulle afgesonder en 'n slang vir hulle gesit as 'n versoening en 'n geslaande rots, en Biljam het dit nie gesien nie. In die dag wat die moderne prediker nie die krag van die Heilige Gees, die geslaande Jesus Christus sien nie, en dat ons in sy liggaam is deur een Gees word en almal gedoop in een liggaam en word lede van daardie liggaam. En dis wat die moderne man nie daarin gesien het nie, wat voor daardie Heilige Gees kerk aanbeweeg. Dit sien hulle nie. Daardie geslaande rots, daardie koperslang wat voor die kerk uitgegaan het, 'n versoening gemaak het nie. Biljam het dit nie gesien nie. Toe Joshua aan die einde gekom het, het Joshua Moses se plek ingeneem. Joshua was die heeltyd in die kamp. En Caleb was die enigste twee wat destyds daar in die begin het, wat oorgegaan het. Nou het die hele geslag uitgesterf as gevolg van ongeloof. God het 'n nuwe geslag begin. Hy het Joshua begin as die leier, hy en Caleb. Nou let op, omdat die kerk gefaal het. Die ding wat die hele tyd in die kerk was, tog nie erken nie. Die gawes van die Gees, die manifestasie van die Gees, is wat die kerk nou optel en aanbeweeg. Kyk in die ou dae destyds, daar het hulle tente opgeslaan. Daar was 'n vuurkolom wat hulle gelei het. En elke keer wat daar die vuurkolom beweeg het, het hulle daarmee saam beweeg. Dit het bo die tente gebly. As dit 10 uur in die aand was, 2 uur in die middag, het daar 1000 bassyne gelyk geblaas. Elke Israeliet het sy tent opgeslaan, sy penne uitgetrek en alles opgevou. En hulle het die vuurkolom gevolg. O, dit sou vandag 'n goeie ding wees. Hulle het die vuurkolom gevolg. En dan waar die vuurkolom gestop het, het hulle ondergebou. Die kerk het dit verloor. In die dae van Martin Luther, na 1500 jaar van donker eeue, het Martin Luther die vuurkolom sien beweeg. En hy het uit die katholieke kerk uitgekom en hy het die vuurkolom gevolg en 10.000 van hulle uitgebring. En toe het Martin Luther gebou onder die vuurkolom. En toe hy daar onder gekom het, voor hy kon kry, het hy 'n groot organisasie gemaak met die naam van die Lutherse kerk. Maar eendag het die vuurkolom weer begin beweeg, maar Martin Luther kon nie beweeg nie, want hy was georganiseer. Hy moes daar bly, dis reg. En 'n kereltjie oorkant in Engeland met die naam van John Wesley het dit gesien. En Martin Luther het gesê, die regverdige sal deur die geloof lewe. En John Wesley het gesê dat Jesus buite die poorte gelei het, dat hy die volk met sy eie bloed kon heilig. Hy het heiligmaking gesien, die vuurkolom het uitbeweeg, maar Luther kon nie beweeg nie, want hy was georganiseer. Laat ek dit vir jou sê, broer, God in sy Bybel het nooit 'n georganiseerde kerk gehad nie. Dis doktrine. Die katholieke kerk sê, hulle is die moederkerk. Hulle is die moederkerk. Hulle is die moeder van organisasies en Openbaring 17 sê dieselfde ding, dis reg. Hulle is die eerste georganiseerde kerk. En hierdie is net klein dogtertjies wat daarvan afgeval het, lees Openbaring 17. Ons sal volgende week daarop ingaan. Goed, let op. Toe kon hulle nie beweeg nie, so John Wesley het die vuurkolom gesien en hy het agter dit aanbeweeg. En hy het getrek hy het die nasies gered. Omtrent 3 of 4 nasies was in morele verval.
John Wesley het die vuurkolom gesien in die Wesleyanse herlewing begin, wat om die wêreld gegaan en hier na toe gekom het. Hy en Asbury en hulle en die hele ding gered. Dis reg. En toe voor jou kom kry John Wesley so streng georganiseer. Die vuurkolom het weer begin beweeg. Wesley kon nie beweeg nie, want hy was georganiseer. En die Pinkstermense het dit gesien en hulle het weggegaan. Dis reg, het Wesley in die skaduwee laat sit. God het hom op die rak gesit saam met Luther. Goed. Nou voor jou kom kry, het hulle groot herlewing gehad, 'n Pinkster herlewing, herstel van die gawes en so voort. En nou voor jou kom kry, het die vuurkolom weer begin beweeg. Maar Pinkster is so georganiseer, dit kan nie gaan nie. Broer, dit het seer gemaak, het dit nie? En dis goed. Dis so georganiseer, gekristalliseer, dat dit nie kan beweeg nie, dis reg, dis waar. Maar die vuurkolom is aan die uitbeweeg, broer, en daar's mense wat daarmee saamgaan, halleluja. Ons is op pad na die beloofde land. Ja, meneer. Toe Moses misluk het Joshua daar die vuurkolom sien beweeg en sê, kom aan kinders, ons is op ons pad. Hy het hulle so toe gebring tot langs die Jordaan. O, as ek daarin dink, hoe pragtig. En hy het gesê, nou voor ons oorgaan, sal ons 'n paar spioene laat oorswem. Julle ken die geval van hoe die Rahab die hoer liewer, hoe sy die rooi klere laat sak het en haar huis gered het. Deur geloof het sy die hele ding gered, het sy haar en haar huisgesin gered. Al die mure het geval behalwe haar deel, want daar was 'n rooi streep op haar deur. Soos ons nou die doodsengel gehad het wat deurkom, is daar 'n rooi streep op jou deur voor hierdie groot skudding kom. Hy het gesê, ek sal nie weer die aarde skud nie, maar ek sal die hemele skud. Ons ontvang 'n krag van die koninkryk wat nie geskud kan word nie. Hebreërs, dis reg. Ons lewe in daardie uur. Nou kyk, ek sien Joshua die jong leier, God ontmoet hom. Hy het gesê, jy moenie nou bang word nie, my diensknegt Moses is dood, maar staan op en gaan oor hierdie Jordaan. Niemand sal al die dae van jou lewe in staat wees om voor jou te staan nie. Soos ek met Moses was, so sal ek ook met jou wees. Moenie bang wees nie, wees sterk en baie dapper, goeiste. Ek kan daardie ou soldaat daar sien rondloop, nederige kereltjie. Hy het die hele Israel bymekaar geroep en afgekyk oor die Jordaan daar. Dit was in die oesmaand April, en toe het die sneeu gesmelt in Judea, en daar het 'n groot rivier afgekom daardeur, wat druis. Ek het julle gesê, ons het 'n film daarvan waar party van ons broers onlangs hier was, en hulle het 'n diens gehou daar binne, of net verbygegaan, maak gereed, ek gaan soontoe vir 'n diens. En daar was omtrent 40 van hulle, en hulle het by daardie plek gekom en hulle het geskree en amper al die bosse daar rond afgebreek. En toe hulle daar bo kom waar Jesus gedoop is, daar bo saam met Johannes, het elkeen van hulle begin skree, in die water gespring en weer mekaar gedoop, sekerlik iets wat net 'n man se siel verkoop wanneer hy daaraan dink. O, Buddy Robinson, toe hy daar oor kan was, party van julle Nazarenes behoort dit te begryp. Hy het gery in 'n ou model T-Ford op dieselfde reis wat die kinders van Israel gevolg het. Hy het gesê, prys God, stop die ding, ek kan dit nie meer uithou nie. Net daar het hy uitgeklim en om die motor het hy gegaan en geskree so hard as wat hy kon. So het ingekom gesê, skakel weer die ding aan, laat ons gaan. Daaraan, halleluja, wat is dit? Daar se diepte hier binne wat uitroep na diepte. Broer, ek glo wanneer die diepte hier binne roep, is daar 'n diepte daar buite om daarop te antwoord. Solank daar nou 'n honger in 'n mens se hart is om uit te beweeg en iets vir God te doen, wys dit dat daar iets is wat afdruk, wat afkom na ons toe. Ons is naby die ding, broer. Luister vanaand, ek glo dit in die naam van die Here dat die dinge wat ons gedoen het baie klein dingetjies is teenoor wat God nou gereed maak om te doen. Julle gaan van groot dinge hoor. Ek het Joshua nou gesien, hy staan daar. Hoe gaan hy oor die rivier kom? Kyk na hulle. Nou hulle het geen boë, groot brugbouers, staal en materiaal, of houte om brûe mee te bou gehad in daardie dae nie. Hulle het hulle nie by hulle gehad nie, maar Joshua het uitgekyk oor die modderige Jordaan, het agtertoe gekyk en het hierdie duisende en 10.000 Jode gesien. Hy het gesê, God sal hulle wegmaak. God het hulle beloof.
And if God promises, God will keep His word. As God beloof, sal God sy woord hou. As God beloof het om jou te genees, sal hy dit doen. As God beloof het om jou die Heilige Gees te gee, sal hy dit doen. You just come and repent, be baptized in the name of Jesus Christ and believe Him, and watch what happens. Kom julle net en word bekeer julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus en glo hom en kyk wat gebeur. Dis reg. Jy sal gevul word met die Heilige Gees. God het 'n verpligting teenoor sy woord. Hy kan nie sy woord terugtrek nie. Hy moet sy woord hou om God te kan wees. Hy moet. Nou let op, vir Joshua daar gestaan het, oral rond gekyk het, oogwiste. Ons gaan ook daar staan een van hierdie dae. Ons gaan aan die einde van die pad staan, man, daar in modderige Jordaan. Jy is gesond vanaand, vriend. Daar mag niks verkeerd wees met jou nie. Maar een van hierdie dae sal die dokter in jou kamer wees en sê daar's niks anders wat gedoen kan word nie. Daardie pols sal in die mou opglip. Daardie jong dae is verby. Iets het getref, die dokter sê daar's niks wat gedoen kan word nie, jammer. Sy is 'n jong vrou, jong seun, oud of jonk, wat dit ook al is, maar daar's niks wat gedoen kan word nie. As jy uit die kamer uitstap, sal jy die koue dampe van die dood voel afsweef in die kamer, daar die ou Jordaan sal modderig en rof lyk, oogwiste. Dan sal jy wees soos Joshua. Hy het gekyk daar agteroor en op die heuwel het gestaan en daar was die verbondsark, die tussenganger. Hy het iets gehad wat tussen hom en hulle probleme sou ingaan. En vanaand het ons die ark Christus Jesus wat tussen ons in die dood staan. Een van hierdie dae wanneer die laaste asem ons liggaam verlaat, wil ek afhardop na die rivier en sê, gee pad Jordaan, ek gaan oor om my Here te sien. Ek glo die môrester sal uitkom op deur die valleie van die skaduwee van die dood, die pad verlig. En die Heilige Gees sal twee glansende vlerke oor die Jordaan uitstrek en ons moe siele dra na 'n beter land. Amen. Nou let hierop. Toe Joshua gekyk het, het hy 'n verbondsark geneem, vir hulle vertel gesê, vergader julle self hier buite, reinig julle self vir môre en maak gereed want julle sal die heerlikheid van God sien. Toe het hy geweet God was met hom. Toe het hy die priesters geneem en hulle het God eerste geplaas. Die ark voor die priesters, voor die gemeente. Hulle 'n sekere afstand laat wegbly totdat die ark eers gegaan het. Broer, suster, as jy God eerste sal plaas in alles wat jy doen, sal jy beslis reg uitkom. Plaas God eerste. En hulle het gegaan, die ark gedra, en toe die priesters se voete in die water gerus het, het God die Jordaan teruggerol. Sy het terugbeweeg. Hy het in 'n kolom gestaan en Israel het oorgegaan op droë grond. Hulle laar gebou. Joshua het rondgeloop 'n paar dae later, net die plek deurgekyk. Alles was toe daarbo, want daar het God vrees in hulle geplaas. Almal van die Palestina bewoners bo om Jericho. Joshua het aangestap en hy het gekyk en hy het iemand gesien. Hy het sy swaard uitgetrek, hy het gesê, en hier die ander man het sy swaard uitgetrek en hy het gesê, vir wie is u? Is u vir ons of is u vir ons vyande? Hy het gesê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Trek die skoene aan jou voete uit, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Hy het Jesus daar ontmoet van aangesig tot aangesig, die leerowerste van die Here, en hy het vir hom gesê wat om te doen om rondom die mure te marcheer. 'n Bassein te blaas, uitroep te gee en die mure van Jericho sou val. En hulle die land van Palestina ingeneem, daar gevestig soos God hulle beloof het, want die belofte van God was vir hulle. Nou my broer, vanaand is ons op ons pad na die beloofde land. Binne 'n paar minute sal ons mense hier begrawe in hierdie doopbad. Die vergewing van hulle sondes deur te glo aan die Here Jesus. En ek wil dit sê, as jy nie jou roeping en uitverkiesing seker gemaak het in Christus nie, mag jy dit vanaand maak. Jy sê wel, broer Branham, God wil my nie hê nie, ek is niks werd nie. Ja, jy is. Not long ago I was standing at a museum down in Tennessee.
Nie lang gelede het ek gestaan by 'n museum onder in Tennessee en ek het na verskillende goed gekyk en ek het die ontleding van 'n menslike liggaam gesien van 'n man wat 50 pond sou weeg. You know how much he's worth? Weet julle hoeveel hy was, hoeveel hy werd is? 84 sent in chemikale, 84 sent. 'n Menslike liggaam wat 150 pond wees, 84 sent werd in chemikale. Just about a Net omtrent genoeg kalsium om 'n sekere ding te doen en genoeg kalk om 'n hensenes te besprinkel en so voort. So daarin net 'n klein dingetjie wat hy gehad het, 84 sent. Maar jy sal $100 Pelsius om daardie 84 sent sit, jou neus in die lug opsteek en loop, asof jy iemand is. $50 roet, bo op daardie 84 sent, daar het 'n kerel daar gestaan gesê, sê, ons is nie veel werd nie, is ons, George. Ek het omgedraai, ek het gesê, maar man, jou liggaam is nie veel werd nie, maar jy het 'n siel wat 10 miljoen wêrelde werd is, wat daarvan? Hy het sy spiere gewys hoe groot hy was. Ek het gesê, wat daarvan? Die mens hou daarvan om te spog oor wat hulle is. Nie lang gelede nie, buite in die Weste het ek 'n diens gehou. Ek het saam met 'n ou plaasboer huis toe gegaan vir middagete. O, en party van sy mense is genees. Hy het vir my 'n cheque daar gegee wat vir my 45 van hierdie tabernakel sou gekoop het as ek wou. Ek het gesê, ek wil nie jou geld hê nie. Hou het my broer wat saam met my was het gesê, Bill, hoekom het jy nie daardie cheque gevat nie? I said, I don't want his money. Ek sê, ek wil nie sy geld hê nie. Laat my dag na dag lewe, nie geld wat ek wil hê nie. Ek's een wat die Here Jesus dien. Ek het daar gestaan toe daardie vrou genees is daar buite die Malachians in Kalifornië. Julle het dit hier in die Louisville krant gesien. Toe hulle hier na toe gekom het, 2 van haar agente en $1,500,000 gebring het. En dit vir my aangebied toe ek in hierdie 2-kamer krokkie gewoon het. Ek het gesê, ek wil nie eers daarna kyk nie. Nee meneer, nee meneer. Die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Bly weg van daardie goed. Hierdie plaasboere daar uitgestap, hy het gesê, eerwaarde Branham. Ek het gesê, ja meneer. Hy het gesê, sien jy daardie berge daar oorkant? Ek het gesê, ja meneer. Hoe ver dink jy is hulle weg? Ek het gesê, ek weet nie. Gesê, hulle is 80 myl. Gesê, ek besit reg tot daar en ver anderkant dit. Dis my weigrond. Hy het gesê, goeieste, dis wonderlik. Hy het gesê, ek sien daaronder, sien daar die stad. Hy het gesê, ek besit die banke na die stad. Ek besit al die grond daar rond en ek besit in hierdie rigting. O, alles wat hy besit het. Gestop in sy stasiewaandjie en ek het na hom gekyk, baie gawe man, en ek het my hand op sy skouer gelê. Ek het gesê, broer, ek wil vir jou 'n vraag vra. Hy het gesê, goed. Ek het gesê, kyk reg op in hierdie rigting. Hoeveel besit jy bo in daardie rigting? Sien? Hy het gesê, broer Branham, ek is bevrees, ek besit niks nie. Ek het gesê, dis waar my skatte nou lê. Ek het niks hieronder nie. Of ek 'n tent of 'n kothuisie besit, waarom sou ek omgee? Hulle bou 'n paleis vir my daaroor kan. Van rubyne en diamante en silwer en goud, sy tasse is vol en het onverklaarbare rykdom. Ja meneer, dis waar die rykdom lê daarbo. En waar jou skatte is, daar is jou hart ook. Hulle het een keer 'n liefdesoffer opgeneem vir Gypsy Smith. En toe hulle agter in die agterkant van die gebou ingegaan het om uit te gaan daardie aand, was daar 'n arme, verslenterde dogtertjie wat daar gestaan het. Sy was heel, haar klere was alles van haar afgeskeer. Sy het iets gehad, sy het gesê, sy wou vir meneer Smith sien. So Gypsy Smith het gesê, wat wil jy hê, skat? Gesê, meneer Smith, ek het nie enige geld gehad om vir jou te gee nie, maar, gesê, omtrent 'n maand gelede was dit Kersfees, en iemand het vir my 'n stokkie lekker gegee. Ek is so lief vir jou, meneer Smith. Gesê, my pappa is gered, hy is nou nie meer 'n dronklap nie. Gesê, ek het gedink, ek sal vir jou hierdie stokkie lekker bring. Meneer Smith het dit in sy hand geneem en trane teen sy wange afgerol, haar hand gestreel. Hy het gesê, skat, in my offerande lê vanaand soveel soos $1000 in checks. Maar hierdie is die grootste gawe wat ek het. Van dit alles, dit kom uit jou klein nederige haartjie, o goeieste. Wat julle vanaand het, vriende, julle is in elk geval niks. Waarom gee jy nie alles wat jy het vir Christus nie? Kom, laat ons oor hierdie Jordaan gaan, laat ons oorgaan en die land in besit neem. Jy sê, wel broer, jy weet, ek het 'n goeie werk in hierdie stad, ek behoort tot 'n sekere organisasie in hierdie stad. Wat is jy in elk geval? Gee wat jy het oor aan hom. Kom ons vergader hier om die Jordaan en gaan oor vanaand, gaan oor in die beloofde land en mag die Here julle help. Ek bid dat hy sal terwyl ons hoofde buig. Wens ek kon 'n bietjie langer preek, maar ek sê, dis in die haak, kom ons buig ons hoofde vir 'n oomblik. Here God, ons staan naby die Jordaan vanaand, die ou modderige golwe wat daar oorkant spat.
Ons weet een van hierdie dae moet ons daarin toe kom en ek besef dat daar buite voor elkeen van ons 'n eislike groot swart gat is, groot diep deur, waardeur die mens ingaan wat die dood genoem word. En ek weet elke keer wat my hart klop, is ek een klop nader daaraan, en ek moet daarby kom, Here. En elke man en vrou, seun of meisie hier binne moet by daardie plek kom. Hoe ver ons is, weet net U. Maar Here, ek wil nie daar kom soos 'n lafaard nie. Ek wil nie daar kom en skree, Here, gee my nog 'n paar dae om te bekeer nie. Ek wil soos die held kom. Ek wil kom soos Paulus van oud hierdie een ding sê. Ek ken hom in die krag van sy opstanding. Nie deur hand te skud met een of ander prediker, nie deur my naam op 'n kerkboek te sit en 'n paar druppels water bo op my kop te sprinkel nie. Ek wil hom ken in die krag van sy opstanding, dat wanneer hy my naam roep, ek sal opkom onder die dooies. O God, mag dit die begeerte van elke hart hier wees vanaand. As daar mans en vroue, seuns en dogters hier is wat U nie ken in die vrye vergifnis van sonde en hulle name geskryf het in die Lam se boek van die lewe nie, mag hulle net nou hulle besluit maak. Skenk dit, Vader, ons het die mense lief en U het U dienste oral bevestig en ons weet dat U hier is. En ons dink aan Israel wat die Jordaan oorgesteek het. Hoekom? U het dit vir hulle beloof, U het dit vir hulle gegee. En gee U dit vir ons. Here, mag ons opstaan en ons besittings in besit gaan neem vanaand. Skenk dit, Here. Terwyl ons hoofde gebuig het, ek wonder of daar 'n persoon hier binne is vanaand wat so sê, Broer Branham, opreg uit ons hart. Ek wil oor Jordaan gaan, ek wil oorgaan, maar ek is nog nie heeltemal reg nie. Ek is nie geskik om oor te gaan nie. Ek sou hard om die Here te ontmoet in my toestand. Kan my hand opsteek en sê, bid vir my, Broer Branham, en doen jy dit, sal jy? Ek sal dit doen. Steek jou hand op. Wie is jy? God seën jou. Goeieste net hande oral op. Iemand anders, steek jou hande op. Broer Branham, bid vir my. God seën jou. God seën jou meneer. God seën jou suster. God seën jou dametjie. God seën jou seun. God seën jou meneer. En julle daar agter, goed. Iemand anders, steek julle hande op. Kyk mense, hierdie mag die laaste evangelie diens wees waarin julle ooit sal wees. Wanneer ek weggaan en terugkom, sê my vrou, Bill, ken jy persoon so? Ja, hulle het gesterf. Hierdie een is doodgemaak. Daardie een het 'n hartaanval gehad. O, jy bedoel nie dit nie? Ja, o, ek dink, o, goeieste, ek onthou, ek het een keer 'n altaar oproep gemaak en ek het daardie man daar sien sit. Ek wou hy moes mede, het ek gesê, weet enige iemand, is hy ooit gered? Nee, hy het net skielik gesterf op pad van die werk af. Hy het begin om sy skoene aan te trek. Hy het gesterf. Hy is dood in 'n ongeluk. Hy het nooit uit sy slaap wakker geword nie. Hy het een aand bed toe gegaan en nooit wakker geword nie. Ek dink, o goeieste, ek het vir daardie man gepreek. Daardie vrou, jong mense ook. Nou moenie dinge verkeerd beoordeel nie, vriend. Is jy regtig 'n sondaar vanaand? Nou luister. As jy nie wedergebore is nie, is jy steeds weg van Christus af. Wil jy hom ontvang? As jy wil, hoeveel van julle wil hom aanvaar? Ons het nie plek hier, dink ek, vir 'n altaar oproep hier rond nie. Maar as jy net op jou voete sal staan en sê, Broer Branham, hier op te staan, gee ek hierdie getuienis. Christus net nou aanvaar as my verlosser. Ek wil wegkom van hierdie ou toestand waarin ek lewe. Sal julle eerlik genoeg wees in julle hart om op julle voete te staan? Wie sal die eerste een wees om dit te doen? Sê, ek wil aanvaar. God seën jou broer. Daar's 3 mans wat staan, net 'n oomblik. God seën jou dame, bly net staan as jy sal, dame, as jy sal. God seën jou. Iemand anders, God seën jou. God seën jou seun. Iemand anders, God seën jou meneer. Iemand anders staan op jou voete, sê, ek wil Christus net nou aanvaar, ek wil uit my toestand uitkom. God seën jou meneer. Iemand anders, God seën jou met jou hand op daar agter met die baba. God seën jou dame, bly net staan. Iemand anders staan nou, net gou op.
Wat van hier en party van julle kindertjies hier bo en jy jou dame Godseenu sister Godseenu daar bly net staan as jy sal. Godseenu dogter kry. Iemand anders wat Christus wil aanvaar staan op. Dis reg Godseenu, Godseenu staan op. Iemand anders sê ek wil Christus net nou aanvaar. Ek wil hê jy moet my aanhou Branham net nou. Sal julle staan? Wag vir julle. Ek wil Christus aanvaar. Weet jy jy's 'n sondaar? Of is die twyfel net